Hi julle, hoop het gaan goed met elkeen en vandag gaan ons aan met ons reeks oor om in God gewortel te wees. En vandag is ons by week 2 en die tema van vandag is die saad moet sterf voordat dit werklik kan leef. En ek wil hê ons moet eerstens gaan na Efesiërs 3 vers 16 tot 20 toe, waar ons sommer net so 'n bietjie gaan hoor wat sê Paulus daar, sy gebed vir die ander ook. En hoor wat sê dit hierso. Dit sê die volgende: daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. En so ek wil eerstens kom om julle te bemoedig vandag met hierdie tweede week, om te sê soos Paulus daar bid, mag ons gewortel wees in God se liefde. En vandag gaan ons sien dat om gewortel te wees in God se liefde gaan maak dat ons sterf aan onsself. Want dit gaan nie meer oor ons nie. Dit gaan oor die liefde wat ons het vir Christus. Nou, dis belangrik vir jou en my om te sterf aan onsself as ons wil impak maak. As ons 'n verskil wil maak in die samelewing, by die werk, in ons gesinne, gaan dit belangrik wees dat ek en jy sterf aan die eie ek. Nou, ek wil graag hê julle moet saam met my gaan na Johannes 12 vers 24 tot 27. Nou kom ons lees dit saam. Dit sê die volgende hier in Johannes 12 vanaf vers 24. Dit sê: dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. En so is dit belangrik dat ek en jy sal moet besef dat ons moet sterf aan onsself. En belangrik, Jesus kom sê dat waar hy is, daar sal sy dienaar ook wees. Met ander woorde, vir ons wat sterf aan onsself, sal waar Jesus ons lei, gaan ons wees. Wat Jesus vra, gaan ons doen, gaan ons gehoorsaam, want ons lewe nie meer vir onsself nie, ons lewe vir Christus. Nou, wat beteken dit om oor te gee? Ek wil gou net die definisie van dit hier kom uitlig. Dit sê nommer 1, om oorgelewer te wees. Met ander woorde, jy's nie in jou eie mag of gesag nie, jy het nie jou eie wil nie, maar jy's oorgelewer aan iemand anders se wil. En dis wat dit kom vra van ons. As ons praat van om regtig oor te gee en om te sterf aan onsself, dan is Jesus in charge. Hy is in beheer en ons volg hom. Nommer 2, om oor te gee, praat ook van om oor te gee aan 'n ander se gesag. En met so belangrik dat ons sal besef dat dis Jesus se gesag, dis sy opdrag wat ons gehoorsaam. Dit gaan nie meer oor die eie ek nie. En laasens het ek hier gesê om beheer doelbewus te laat gaan. So met ander woorde, daagliks moet ek en jy oorgee aan sy wil. Daagliks moet ek en jy doelbewus sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. En dis hoe ons sterf aan onsself, om elke dag die eie ek te kruisig, om elke dag te sê, Here, ek gaan doelbewus u wil kies. En ek wil jou kom herinner aan Jesus. Jesus is aan die kruis en hy sê, Vader, as hierdie lydingsbeker van my kan weggaan en verbygaan, asseblief. Maar Here, op die einde van die dag, nie my wil nie, maar u wil, Vader. En dan sien ons dat Jesus kom en hy's onderdanig aan die Vader se wil, doelbewus. En dit praat van oorgawe. Dit praat van om gewortel te wees in God, om oor te gee aan die eie ek, om oor te gee aan wat ek wil, en om te sê, Here, hier gaan ek u wil doen, en nie my eie nie. En so is dit belangrik, dat selfs daar wil ek kom sê, met Jesus wat sterf aan homself, en dan ook sterf aan die kruis, bring hy soveel in die koninkryk
van God. En daarom is dit belangrik, my tema vandag. Wanneer ons sterf aan onsself, vermeerder God. Wanneer ons oorgee aan God, kan hy kom werk. Hy kan nie werk met dit wat jy nog vashou nie. Hy kan nie met dit werk wat jy nog styf wil hou en nie wil oorgee nie. Hy het nodig dat jy oorgee. Hy het nodig dat jy dit vir hom gee. En dan kan hy kom en hy kan kom vermeerder. En so ek het hier gesê dat ek en jy moet doelbewus oorgee aan God se wil. En dit gaan maak dat ons vrug produseer. Dit gaan maak dat ons vermenigvuldig, dat dit wat God vir ons kom gee, soos die ouens met die talente, wat kom oorgee het, met dit gewoeker het God vermeerder. Wanneer ons oorgee aan God se wil, sy wil kom gehoorsaam en doelbewus elke dag oorgee aan hom, kan hy dit vat en dit vermenigvuldig. Kan hy kom en dinge daarmee doen. Ek het hier gesê, 'n saad wat sterf vermeerder. Maar as ons eie wil en eie lewe wil behou en ons eie wil doen, gaan ons op die einde alleen opeindig. En dit praat van die potensiaal wat ons binne in ons het, deur die Heilige Gees. En dit wat hy wil kom uitlewe, gaan maak dat wanneer ons dit nie uitlewe nie, en nie God se wil doen nie, en nie oorgee nie, gaan dit maak dat dit net by ons bly. Ons gaan nie impak maak nie, God gaan nie ons grondgebied vergroot nie, ons het nodig om oor te gee, en met dit gaan God vermeerder. Ek het hier gesê, vir ons, as ons eie kop wil volg, of ons eie wil uitvoer, gaan die saad nie vermeerder nie. En so is dit belangrik, dat ons moet sterf aan onsself. Wanneer ons sterf aan onsself, dan kan God kom en vermeerder. Nou ek wil julle moet saam met my gaan na Lukas toe. Lukas 9, dan lees ons die volgende. Lukas 9 vanaf vers 23 en ook 24. Dit sê, toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe vir my wil verloor, sal dit behou. En so weer eens Jesus kom sê, so luister, dis tyd dat jy jouself verloon. Die eie ek kruisig. En wanneer jy dit doen, sal jy jou lewe behou. Die ewige lewe ook, want jy doen God se wil, jy lewe nie meer vir jouself nie, maar ek glo ook hier. Dis wanneer ons werklik vir God lewe, dat God kom vrymaak, dat God kom nuut maak. Wanneer ons vashou aan die eie ek, wanneer ons vashou in ons eie selfsugtige begeertes, ons eie drome en daai tipe van ding, dis wanneer God nie kan inkom en werk nie. Dis wanneer ons dan die stuurwiel het. Dis wanneer ons in beheer is en God wil hê dat ons moet oorgee en sê, Here, take the wheel, bestuur u en ons gaan u volg. Nou, 3 goed wat ek hier gesê het belangrik uitstaan en julle kan ook 2 Korintiërs 4 vers 11 gaan lees. Het ek hier gesê, sterf aan jouself is nie eenmalig nie, maar dit is daagliks. Besef vandag, dit is nie net 'n eenmalige gebed ook nie, maar dit is daagliks. Here, ek kruisig die eie ek en ek volg u. Nommer 2, sterf aan jouself is nie emosioneel nie. Dit is nie gebaseer op gevoelens nie, maar eerder gebaseer op keuses. Jesus kom sê selfs vir die fariseërs en so aan, dat luister, julle dien my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Hoekom? Want dit was 'n lippetaal, dis 'n emosionele ding, dis 'n ding wat ons net dalk sê, en baie mense sê ek glo in Jesus, baie mense sê ek volg hom, maar doen ons werklik die keuses wat ons elke dag maak? So dis nie net iets wat ons emosioneel doen nie, maar dit is iets wat ons deur ons keuses bewys. En derde het ek gesê, sterf aan jouself is nie simbolies nie. Dis nie net 'n simboliese geestelike ding nie, maar dit is ook 'n praktiese uitleef. Elke dag volg jy Jesus. Kan mense dit sien in jou lewe? Of sê jy dit net? Is dit net iets wat mooi klink? Of leef jy werklik elke dag vir Jesus Christus? Nou in Galasiërs 2 vers 20 lees ons, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En so is dit belangrik dat dit gaan nie meer oor jou en my nie. Dis nie meer ek en jy wat lewe en ons begeertes, en as iemand jou kwaad maak, kry ek hom terug en vat ek revenge en al daai goed nie, want dit kom uit 'n selfsugtige lewe, dit kom uit die vlees uit, dit kom uit ek besluit wat ek daarmee sal doen. Nee, God kom vra vir ons, as ons wil sterf aan onsself, dat sy gees deur ons lewe en die vlees sal sterwe. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Filippense toe, Filippense 3, dit sê die volgende,
Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. En dis waar ek en jy wil wees. Wanneer ons sterf aan onsself, dan raak hierdie wêreld en sy begeerlikheid en die dinge van die wêreld raak vir ons iets wat nie meer waardevol is nie. Maar raak God en om Jesus Christus te ken, ons enigste bate, en raak dit vir ons waardevol. En so mag ek en jy besef vandag ook, dat om te sterf aan onsself, raak Christus ons bate. En dit is waar ons wil opeindig. Ons wil hom ken bo alles. Dit help nie ons wen die hele wêreld en al sy rykdom, ons ken nie Christus nie. Jesus kom vra dat ons hom sal ken en dat ons aan onsself sal sterwe. Nou julle kan Johannes 8 vers 36 gaan lees en ook Romeine 8 vers 10 tot 11. Nou die volgende wat ek hier gesê het is oorgawe bevry. Beloof die ewige lewe, want jy leef deur die Gees en God se koninkryk gaan tot in alle ewigheid. Dis nie iets wat net tydelik is en net hier op aarde is nie, maar dit gaan tot in alle ewigheid. Nommer 2, oorgawe lewer vrug op. Soos ek nou gesê het, wanneer ons oorgee, wanneer ons sterf van onsself soos daai saad, dan produseer dit vrug, dit produseer nuwe lewe en daai lewe raak ander se lewens. Derdens het ek gesê, oorgawe vermeerder. Dit maak 'n verskil in ander se lewe en dit bring mense in God se koninkryk. En so mag ek en jy besef vandag, om oor te gee aan Jesus, verloor jy nie jouself nie, jy verloor nie jou identiteit en alles om jou nie, nee, jy baat by dit. God kom gee jou 'n nuwe lewe en vanuit daai nuwe lewe maak jy 'n impak en 'n verskil in jou omgewing en in ander se lewens om jou. Nou prakties wil ek mee afsluit. Hoe sterf ek en jy aan onsself? En ek het hier 'n paar dinge genoem. Nommer 1, om ons reg neer te lê. Om eerder wanneer ons iets wil sê, wil doen, of iemand het ons te nagekom om iets te doen aan hulle ook, om te sê, Here, wat is u wil in hierdie situasie? Vergewe hulle, spreek hulle vry, ensovoorts. Nommer 2, om my planne onder God se wil te bring. Om hierdie jaar te sê in 2026, Here, wat is u wil? Wat is u plan met my lewe? Want baie keer dink ons, dit is God se way, en dit is sy plan, en inteendeel wil hy jy moet in 'n hele ander rigting gaan. En mag ek en jy nie soos 'n Jona wees, wanneer God sê gaan doen dit in 'n hele ander rigting en hardloop nie. Mag God sê, Here, wat is u planne vir my hierdie jaar? Wat is u wil vir my hierdie jaar? So om ons reg neer te lê en om te vra wat is God se wil en sy plan. Nommer 3, om my ego te kruisig. Baie keer kom vra God van ons om vir iemand te bid of om uit te reik na iemand toe. En dis dalk iemand wat ons nie eers mee sal meng nie, op 'n natuurlike manier of op 'n daaglikse basis nie. Maar God vra dat jy na daai persoon toe sal gaan. God vra dat jy sal uitreik. En dan om te sê, Here, ek lê my ego neer. Ek lê my selfsugtigheid, my trots neer, want dis wat u nou vir my vra om te doen. En so hierdie jaar mag ek en jy prakties sterf aan onsself deur hierdie goed te doen. En laastens het ek gesê, hoe sterf ek aan myself prakties, is om God te vertrou, selfs wanneer ek niks sien nie. Om hierdie jaar wanneer God vir jou iets gesê het om te doen, of om vir iemand te gaan bid, of om uit te reik na iemand toe, of om 'n verskil te maak, al lyk dit hoe moeilik, of om iets aan te pak, om op hom te vertrou, om te sê, Here, hierdie jaar kruisig ek die vlees, kruisig ek dit wat ek met my blote oë sien, maar om u te vertrou hierdie jaar. En so mag jy regtig hierdie jaar sterf van jouself en God se wil doen en sien hoe God jou vermeerder, jou bediening vermeerder, die vrug wat jy produseer vermeerder, die impak wat jy bring vermeerder, en mag jy 'n verskil maak daar waar jy gaan vir God se koninkryk. Maar dit begin by jy en ek wat sterf aan onsself. Blessings vir jou. Ek weet dit gaan nie maklik wees hierdie jaar om te sterf aan jouself nie, maar weet God se Gees doen dit in jou. Soos jy meer indruk by hom en tyd spandeer met hom, so sal hy die saad vermeerder. So sal hy dit vir jou moontlik maak om sy wil uit te voer. Nou ek wil vanaand sommer vir julle bid en julle seën in hierdie stryd ook wat ons baie keer het in die vlees, om te sterf aan onsself. So Vader, ek kom bid vir elkeen wat kyk na die video. Mag U julle seën, mag U julle bless, mag U julle beskerm. Vader, ek kom bid ook dat hierdie jaar Here U deur die Heilige Gees hulle in staat sal stel om te sterf aan hulle self,
Mag hulle hierdie jaar sien, Here, soos hulle sterf van hulle eie ek en hulle egos en hulle eie wil, hoe U eintlik kom en Here dinge vermeerder, hoe U hulle meer geleenthede gee, hoe U deurbraak gee, hoe U hulle bless. Vader, ek kom bid dit nou in die naam van Jesus Christus. Mag ons hierdie jaar, Here, ons lewe neerlê, ons kruis opneem en U volg. Mag ons gewortel wees in U. En Here, hoe ons dit doen is, ons sterf aan onsself. U kom beloof, Here, dat wanneer daai koringkorrel sterwe, dat U dit sal kom vermeerder. Mag U die potensiaal in ons kom vermeerder. Mag U, Here, die volheid van die Heilige Gees al hoe meer laat uitstraal uit ons binneste, as gevolg van ons wat sterf aan onsself. Ons kom bid dit en ons kom bid dit vir elkeen wat luister na die woord vandag, in die naam van Jesus Christus. Amen. Blessings vir julle week. Mag jy sterf aan jouself en mag jy sien hoe God deurkom en dit vermeerder wat jy neerlê in Jesus se naam.